Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor om te werk aan liefde en liefde by die werk of liefde hê by die werk. En ons skrifgedeelte is uit 1 Tessalonisense 4 verse 9 tot 12. 1 Tessalonisense 4 9 tot 12. Maar voordat ons by die woord uitkom, kom ons maak net eers die oë toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, ag, dit is elke keer so wonderlike voorreg om na U toe te kom, om by mekaar te kom rondom U woord, by U voete te sit en vir U te vra as ons Vader om ons te leer. Here, en vanoggend vra ons U om ons te leer oor liefde. Ons dink ons weet wat is liefde, maar U alleen is liefde en U alleen kan ons leer. Here, en daarom vra ek dat U elkeen wat luister sal seën met geopende ore om te hoor wat U vir ons sê, met verstand wat oop is om te verstaan dit wat U vir ons sê, en oop harte om hierdie boodskap te bewaar en dan ook in ons lewe toe te pas. Here, en mag U asseblief vanmôre weer eens my lippe aanraak, seën my Here, spreek deur my, in Jesus naam, amen. Geliefdes, 'n student het een keer Dr. Howard Hendricks se kantoor by die Dallas Seminarium binnengestap en aangekondig: "Prof, ek gaan die skool verlaat." "Waarom?" het Dr. Hendricks gevra. En sy antwoord: "Omdat ek oortuig is dat die Here binnekort gaan terugkeer en ek wil by 'n bediening betrokke raak voordat hy kom." En Dr. Hendricks het geantwoord: "As daar iets is wat u anders sou doen as u geweet het dat Jesus môre sou terugkeer, dan moet u dit maar doen." Dr. Hendricks het nie voorgestel dat die student skool verlaat en op straat gaan preek nie. En as hy dit geglo het, sou hy nie daartoe verbind gewees het om die mans vir die bediening by die Dallas Seminarium op te lei. Hy het gesê dat ons elke dag met 'n verwagting van die Here se nabye wederkoms moet leef en tog ook op 'n normale manier moet leef. Soos Martin Luther gesê het: "As ek geweet het dat die Here môre terugkeer, sou ek vandag 'n boom plant." My geliefdes, deur die kerkgeskiedenis heen was daar beide individue en groepe wat so meegesleer geraak het met profeseë oor die Here se koms dat hulle vreemd begin optree het. Sommige het alles verkoop, hulle het hulle werk bedank en op 'n heuweltop gewag vir die Here se wederkoms op 'n voorspelde datum. Harold Camping het gedink dat Jesus in 1988 sou terugkeer. Ander was weer seker dat dit in 2000 sou wees. En blykbaar het sommige van die Tessalonisense 'n bietjie meegevoer geraak en besluit dat hulle in die lig van die Here se nabye wederkoms hulle werk moes bedank en hulle tyd moes spandeer om die einde van die wêreld te verkondig. Maar intussen, as hulle die wêreld se goedere nodig gehad het, wel, dan is ander Christene beveel om hulle te help. Hulle het dus nie gewerk nie en het op die kerk geteer. En hierdie probleem was waarskynlik eers in sy vroegste stadiums toe Paulus 1 Tessalonisense geskryf het. So hy noem dit net terloops, maar teen die tyd dat hy 2 Tessalonisense geskryf het, het die probleem al groter geword en daarom behandel hy dit daar meer breedvoerig in 2 Tessalonisense 3 vers 6 tot 15. Maar in ons teks vanoggend gee Paulus 'n paar praktiese instruksies oor hoe om te leef totdat die Here terugkeer. Hy sê dat ons moet daaraan werk om mekaar meer lief te hê en ons moet God se liefde deur ons gedrag by die werk toon. Kom ons kyk daarna. Ons moet daaraan werk om mekaar meer lief te hê. Verse 9 tot 10 van hoofstuk 4 sê: "Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê en julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië, maar ons vermaan julle broeders om oorvloediger te wees." En Paulus het hierdie brief begin deur die Tessalonisense te prys vir hulle arbeid van julle liefde in vers 3. Maar hy wou nie hê dat hulle op hulle lauwere moet rus en selfvoldaan moet raak oor hierdie belangrikste eienskap nie. Ek wil hê ons moet op 3 dinge let oor om mekaar lief te hê. Eerstens, liefde vir mekaar moet die onderskeidende kenmerk van die kerk wees.
In teenstelling met Welles, wat ons in vers 3 tot 8 sien, wend Paulus om nou tot Christelike liefde. En waarskynlik het hulle kultuur soos ons in die twee dikwels verwar. Want seksuele welles is nooit liefdevol. Is altyd selfsugtig en benadeel almal wat daardeur besoedel is. Maar Christene moet nie gekenmerk word deur die passie van welles nie, maar eerder deur vurige, suiwer liefde vir mekaar. En Paulus gebruik die Griekse woord Philadelphia in vers 9, wat in sekulêre skrifte gebruik is vir liefde tussen natuurlike broers en susters in 'n gesin. Maar in die Nuwe Testament word dit gebruik vir liefde tussen die lede van die familie van God, die kerk. En Paulus het nie die Tessalonisense reggehelp vir 'n gebrek aan liefde nie, maar het hulle eerder aangemoedig om daaraan te bly werk. En Leon Morris in First and Second Letters to the Thessalonians merk op as volg. Hy sê, iets wat moderne Christene baie stof tot nadenke te gee, is die manier waarop die vroeë kerk deur liefde gekenmerk is. Kyk hoe hierdie Christene vir mekaar liefhet is nouweliks, verskoon tog my tong, is nouweliks die opmerking wat deesdae spontaan oor die lippe van die onbetrokke waarnemer kom. Mens sien dit nie meer nie, maar as ons lewenswyse op die Nuwe Testamentiese prentjie gebaseer was, sou iets soos dit onvermydelik wees. Volgens Leon Morris. Maar dit is 'n groot waarheid. Want Jesus het sy disippels beveel om mekaar lief te hê, net soos hy hulle lief gehad het. En toe het hy in Johannes 13 vers 35 bygevoeg, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. En hy het ook gesê dat liefde vir ander die grootste gebod is na die liefde vir God in Matteus 22 vers 39. En Paulus het in Romeine 13 vers 10 gesê dat liefde die vervulling van die wet is. In Romeine 13 vers 10 het hy dit gesê, en Johannes het in 1 Johannes 3 vers 10 en weer in vers 14 gesê, hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En hy ook wat sy broeder nie lief het nie. En dan gaan hy voort en hy sê, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. So met ander woorde, liefde is nie opsioneel nie. Ware liefde vir mekaar behoort die kenmerk van die kerk te wees. En dan tweedens, God is die een wat ons leer om mekaar lief te hê. Want Paulus sê in vers 9, julle het nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En hy het sopas genoem dat God sy Heilige Gees aan hulle gee. In Romeine 5 vers 5 sê hy ook dat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So wanneer hy dus sê dat die Tessalonisense deur God geleer word om mekaar lief te hê, verwys hy waarskynlik na hierdie werk van die Heilige Gees wat ons ontvang wanneer ons op Christus vertrou. En soos 1 Johannes 4 vers 7 tot 8 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En meer as enige plek anders sien ons God se verstommende liefde gedemonstreer aan die kruis. Welbekende Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan skryf Paulus in Efesiërs 5 vers 1 tot 2, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en 'n offer aan God, tot 'n lieflike geur. En gebaseer op hierdie en ander verse, het ek hierdie definisie wat ek vir julle wil gee. Liefde is 'n selfopofferende, sorgsame toewyding wat homself toon deur die hoogste goed van die geliefde te soek. God het ons so lief gehad dat hy gegee het. Jesus het ons lief gehad en homself vir ons oorgegee. God se liefde behels selfopoffering. Selfsug is die grootste hindernis vir liefde. Mans word aangespoor om hulle vrouens lief te hê, net soos Christus ons lief gehad het en homself vir ons oorgegee het, soos Efesiërs 5 vers 25 dan ook sê. En dit is baie maklik om voor te gee en te sê, ek sal my lewe vir my vrou aflê as iemand haar aanval.
Maar wat van om jou tyd op te offer en jouself te verontrief om jou vrou elke dag te dien? Wat van om aan haar behoeftes en haar perspektief bo jou eie te dink? Dis waar Bybelse liefde homself moet wys. Dis nie net praatjies nie, dit vereis waarneembare aksie. En ook liefde is omgee. Dit is die emosionele element van liefde. Dit is nie net koue oppervlakkige diens nie. Die dade van liefde word gedoen uit 'n hart wat werklik omgee vir die ander persoon se welstand. Liefde is met ander woorde 'n sorgsame verbintenis. En wat die huwelik betref, is dit 'n lewenslange verbond voor God met jou maat. En alhoewel jy liefde teenoor ander moet voel, selfs wanneer die gevoelens nie daar is nie, moet jy in liefde optree omdat jy aan hulle verbind is. En liefde soek die hoogste goed van die geliefde, naamlik dat hy of sy Jesus sal leer ken en as sy beeld gelykvormig sal word. En die doel van liefde, beide in die familie en in die kerk, moet wees om die ander persoon aan te moedig om te help om Christus te ken en in Christus te groei. Ons model vir liefde is ons Here en Verlosser wat homself vir ons aan die kruis gegee het terwyl ons nog sondaars was, soos Romeine 5 vers 8 sê. Hy leer ons om lief te hê deur sy eie voorbeeld. Dan derdens, liefde is 'n aksie wat altyd verbetering vereis. Paulus het hulle liefde herhaaldelik geprys, maar hulle moes steeds nog meer uitblink. En gaan kyk ook 1 Tessalonisense 1 vers 3, 3 vers 6 en 12 en 1 Tessalonisense 4 vers 1. Want aangesien Christus 'n perfekte voorbeeld ons standaard is volgens Johannes 13 vers 34, het ons altyd ruimte om te groei. Ons kan altyd ons eggenoot meer lief hê, ons kinders meer, ons familie meer, ons mede-Christene meer en ons naaste meer. Dit is nie outomaties nie. Dit kom nie natuurlik vir enigeen van ons nie. Dit vereis doelbewuste denke en moeite. As jy nie doelbewus daaraan dink en daaraan werk om ander meer lief te hê nie, is die kanse dat jy nie in hierdie verbintenis verbeter nie. Een praktiese manier om hieraan te werk is om 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8 soos op 'n indekskaart te skryf en dit elke oggend deur te lees totdat dit al jou interaksies met mense daardie dag beheer. Begin dit op jou onmiddellike familie toepas, maar brei dit uit na almal met wie jy kontak het. Vra jouself moeilike vrae oor elke eienskap. Liefde is lankmoedig. Sou my familie of kollegas my as 'n geduldige persoon beskryf? Of het ek 'n kort lontjie? Liefde is vriendelik. Is ek vriendelik en genadig teenoor ander, veral wanneer hulle nie aan my verwagtinge voldoen nie? Liefde is nie jaloers nie. Kompeteer ek met ander deur te probeer om die aandag en verhoudings of besittings te kry wat hulle het? Liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Is ek self gefokus en probeer ek altyd ander beïndruk met my prestasies en my opinies of my kennis? Liefde handel nie onvelvoeglik nie. Is ek onbeskof? Onderbreek ek ander dikwels? Is ek bedagsaam teenoor hulle gevoelens en standpunte? Liefde soek nie sy eie belang nie. Is ek selfsugtig? Dink ek aan ander se behoeftes voor my eie? Liefde word nie verbitterd nie. Word ek maklik aanstoot gegee? Word ek kwaad wanneer mense nie doen wat ek wil hê hulle moet doen nie? Liefde reken die kwaad nie toe nie. Hou ek rekening? Herinner ek ander aan vorige sondes of mislukkings? Koester ek wrokke? Vergewe ek gou? Liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Is ek bly wanneer ander misluk of sondig, want dit laat my goed lyk en ek kan dit as ammunisie teen hulle gebruik? Is ek werklik bly wanneer ek ander se oorwinnings in die Here hoor? Die liefde glo alles. Is ek agterdogtig teenoor ander? Vertrou ek hulle tensy daar goeie rede is om dit nie te doen nie? Die liefde hoop alles. Skryf ek mense af? Glo ek dat God kan werk om die ander persoon te verander? Watter een van die twee? Die liefde verdra alles. Verdra ek mense in hulle onvolwassenheid of tekortkominge, of korrigeer ek hulle altyd? Die liefde vergaan nimmer meer. Gee ek moed op met ander wat my te nagekom of seer gemaak het? Is ek daartoe verbind om daardie persoon te help om alles te word wat God wil hê hy of sy moet wees? Selfs
Al sou ander wat jou ken sê dat jy redelik goed vaar om ander lief te hê, is daar altyd ruimte om te groei, want ons standaard is niemand anders as die Here Jesus Christus nie. Maar Paulus was nie net bekommerd oor liefde in ons huise en in die kerk nie, maar ook God se liefde in die werkplek, dat dit daar gesien sou word. Die verband tussen verse 9 en 10 en 11 en 12 is nie onmiddellik voor die hand liggend nie, maar dit lyk asof Paulus wys hoe ons God se liefde, verse 9 tot 10, in die werkplek, verse 11 tot 12, moet demonstreer. Dit bring ons by die tweede punt. Ons moet God se liefde deur ons gedrag by die werk toon. Vers 11 en 12 sê, en julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê. Ek wil hê ons moet hierop 4 dinge let. Eerstens, om God se liefde by die werk te toon, vereis doelgerigte gedrag, nie om gedagteloos met die kultuur saam te dryf nie. Wat is jou doel by die werk? Jy sê om die behoeftes van my gesin te voorsien. Dis 'n waardige doelwit, want Paulus sê dat as jy nie vir jou gesin sorg nie, die geloof verloon het en slegter is as 'n ongelowige, in 1 Timoteus 5 vers 8. En dis 'n ernstige waarskuwing. Maar as jou enigste doel is om vir jou gesin te sorg, hoe verskil jy van die wêreld? Want dis hoekom amper almal werk. Hulle probeer om genoeg vir hulle gesin se behoeftes en begeertes te voorsien. En Paulus sê om julle eer daarin te stel. Anderswoorde, hy sê, maak dit jou ambisie. Daardie frase impliseer 'n doelwit en 'n mate van moeite om daardie doelwit te bereik. En die doelwit is nie om die leer na sukses te klim of 'n hoop geld te maak of jou mededingers te klop nie. Die doelwit is om 'n godvrugtige getuie te wees vir diegene sonder Christus. In Lifework, 'n publikasie van YWAM, skryf Darrow Miller, hy sê, soos die sogenaamde ontwikkelde wêreld die 21ste eeu betree, vind ons westerlinge te dikwels dat die sekulêre wêreldbeskouing werk tot 'n loopbaan en die lewe tot 'n eindelose verbruik van dinge gereduseer het. Gevolglik leef ons sonder hoop en sonder doel, en beide ons werk en die lewe self dra min of geen betekenis nie. Wanneer ons waarde sien soos bepaal deur die mark en die hoeveelheid geld wat ons verdien, offer ons dikwels op wat die belangrikste is: familie, vriende, huwelike, Christelike gemeenskap. En die nastrewe van sukses en prestige en roem en mag en ander doelwitte wat deur die wêreld gewaardeer word. En hierdie punt van maak dit jou ambisie is dus dat jy Bybels moet dink oor jou doelwitte by die werk. Jou doelwit moenie wees om ryk of suksesvol te word nie. Dit behoort eerder te wees om die liefde van ons verlosser te toon aan diegene wat verkeerdelik dink dat om baie geld te maak of suksesvol te wees by die werk blywende geluk sal bring. En tweedens, die manier om God se liefde by die werk te toon is om 'n stil lewe te lei en jou eie sake te behartig. So wat bedoel Paulus met om rustig te lewe? Hy gebruik 'n soortgelyke frase in 1 Timoteus 2 vers 2 waar hy sê dat ons moet bid vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. En Petrus noem 'n soortgelyke eienskap wanneer hy vrouens met ongelowige mans beveel om hulle sonder 'n woord te wen, spesifiek met die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees. Dis daar in 1 Petrus 3, die eerste 6 verse. Maar in beide kontekste is die doel godvrugtige getuienis, nie deur prediking nie, maar deur gedrag wat tevredenheid en vrede in Christus demonstreer. Verskoon tog. En omdat ons tevrede is met kos en klere en nie daarna streef om ryk te word nie, soos ons in 1 Timoteus 6 vers 9 en verder, ek dink tot in hoofstuk 9 lees, kan ons die stille tevredenheid uitstraal wat in teenstelling staan met die selfsugtige, geldgerigte waardes van die wêreld. En om jou eie sake te behartig beteken dat ons nie bemoeisiekes of skinderpraters moet wees wat inmeng met sake wat nie ons saak is nie. Ons sien weer dit in 2 Tessalonisense 3 vers 11 en 12 ook. En hy bedoel nie dat ons nie oor ander se probleme moet omgee nie, maar eerder dat ons bekend moet staan as diegene wat vertrou kan word
met vertroulike inligting, sonder om dit oral in die werkplek te versprei. En beide frases impliseer dat 'n Christen se getuienis by die werk hoofsaaklik deur godvrugtige gedrag moet wees, nie deur prediking. En die derde punt, die motivering om God se liefde by die werk te toon, is om die Godgegewe waardigheid van werk te sien wat tot sy eer gedoen word. Hey. Die Griekse kultuur in Paulus se tyd het neergesien op handearbeid, wat hulle as slegs geskik vir slawe beskou het. Maar die Bybel handhaaf konsekwent die waardigheid van alle werk. God het vir Adam en Eva handearbeid in die tuin gegee voor die sondeval. Godvrugtige manne in die Ou Testament het as boere of as herders gewerk. Paulus het tente gemaak. En hy het vir slawe gesê dat hulle gewone werk soos vir die Here moes doen in Kolossense 3 vers 22 tot 24. En ons verlosser self was 'n skrynwerker. So wanneer Paulus sê om met jou hande te werk, verbied hy nie 'n kantoor of professionele werk nie, maar hy verhef handearbeid as 'n waardige strewe. En sommige Christene beskou werk verkeerdelik as 'n vloek. Maar God het nie Adam se werk na die sondeval vervloek nie, maar eerder die grond wat hy bewerk het. En werk is nou moeiliker, maar dit het nie 'n gebrek aan waardigheid as ons dit soos vir die Here doen nie. Terwyl sommige werk dalk nie so bevredigend is soos ander werk is nie, moet ons werk self as ons roeping van God beskou. As jy werk as 'n vloek beskou, dan sal jy probeer om werk te vermy en jy sal nie jou beste op die werk doen nie. Jy sal slegs die minimum doen wat vereis word. Maar dit belemmer jou getuienis, want Paulus se bekommernis is dat elke Christen, insluitend slawe, soos ons in Kolossense 3 vers 23 sien, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense. En waarom is dit? Dis ons vierde punt. Die doel om God se liefde deur die werk te toon is om 'n getuie vir buitestanders te wees en in ons eie behoeftes te voorsien. Want Paulus sê, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is. En dit beteken dat ons teenoor buitestanders getuig, deurdat ons gedrag altyd voorop in ons gedagtes moet wees. Jy moet nie werkstyd aan mondelinge getuienis spandeer wat jou werknemer nie sal behaag nie. Behalwe miskien vir 'n kort woordjie hier en daar wat nie met werk inmeng nie, hou dit vir na ure. Jou werknemer het jou nie aangestel om jou medewerknemers in die werk te evangeliseer nie. Jou getuienis deur die werk moet hoofsaaklik deur jou tevredenheid en vrede in Christus en jou persoonlike integriteit wees. Ander werkers moet sien dat jy nie gou probeer om voordeel te trek uit ander nie. Hulle moet jou morele suiwerheid en jou besorgdheid oor ander en jou eerlikheid en jou werksetiek sien. En dan sê Paulus om aan niks behoefte te mag hê. En dit beteken dat ons verantwoordelike bestuurders van ons inkomste moet wees. Ons moet ons rekeninge betaal, ons moet binne ons vermoë leef, ons moet vrygewig en bereid wees om te deel, en nie die regering of enigiemand anders bedrieg, omdat ons lui is of omdat ons probeer om voordeel te trek uit die stelsel. Christene moet nie 'n las vir ander wees nie, maar eerder kan help om te voorsien in diegene wat ware behoeftes het. Byvoorbeeld die gestremdes ensovoorts, soos Efesiërs 4 vers 28 vir ons sê. Jou medewerkers moet sien dat jy eenvoudig en vrygewig leef as 'n Christen. Jy tree nie in liefde op wanneer jy dit van ander gelowiges verwag, omdat hulle jou broers in Christus nie is nie. En ek wil afsluit. Paulus sê dat ons ywerig moet werk om mekaar lief te hê en dat ons moet optree op maniere wat God se liefde aan die werk toon. En die Russiese skrywer Louis Tolstoy in sy 23 Tales, spesifiek waar liefde is God, vertel 'n storie oor 'n eensame ou Russiese skoenmaker wat in Lukas 7 gelees het oor die Fariseer wat Jesus nie in sy huis verwelkom het nie. En hy het by homself gedink, as hy na my toe kom, sou ek hom verwelkom. Terwyl hy daaroor nadink, het hy aan die slaap geraak en skielik hoor die ou man 'n stem wat sy naam roep,
Martin, Martin, kyk môre in die straat uit, want ek sal kom. En die volgende dag het hy by sy venster wag gehou terwyl hy gewerk het. En toe het hy 'n ou man gesien wat hy geken het. Hy het hom by sy vuur ingenooi en hy het vir hom tee gegee. En hy het die man van Christus se genade vertel terwyl hy in die evangelies gelees het. Die ou man het geluister met trane wat oor sy wange loop en hom vir sy gasvryheid bedank. En 'n rukkie later het Martin buite 'n vrou in verslete somersklere gesien wat probeer het om haar huilende baba warm te hou. En hy het haar ingenooi om by sy vuur te sit en sy was behoeftig en het die vorige dag haar sjaal verpand om iets te ete te kry. Hy het haar gevoed en het haar ou jas gegee om haar baba toe te draai en haar die geld gegee om haar sjaal uit die pand te kry. Later het hy gehelp om 'n arm vrou en 'n seun wat 'n appel van haar gesteel het te versoen. En so die dag verbygegaan, maar steeds was daar geen verskyning van Christus nie. En dit was nou al aand. En Martin het sy lamp aangesteek en sy Bybel oopgemaak en hy wou lees waar hy die vorige aand opgehou het, maar die Bybel het na 'n ander plek oopgeval. Hy het voortgegaan om daar te lees, toe hy 'n stem hoor roep, Martin, dit is ek. Hy het opgekyk en die ou man gesien wat hy gehelp het en toe verdwyn hy. En so word dit herhaal met die vrou en haar baba en met die vrou en die seun wat hy daardie dag gedien het. En toe lees hy in Matteus 25, ek was honger en julle het my te ete gegee. Ek was dors en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. En onderaan die bladsy lees hy, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. En Tolstoy sluit af, hy sê, en Martin het verstaan dat sy droom waar geword het, en het hy daardie dag werklik gekom en hom verwelkom. Daardie arme skoenmaker het God se liefde in sy werkplek gedemonstreer. En Paulus wil hê, ons moet ons werk aan liefde, of ons moet werk aan liefde verander, want ons moet God se liefde in die werk toon. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike woord, hierdie wonderlike les, hierdie wonderlike herinnering, om ons te herinner dat ons die liefde aan ander moet wys. Ons moet werk aan ons liefde verander. En dan moet ons liefde in ons werk ook toon. Alles tot verheerliking van U naam. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het en mag hierdie weer eens nie net voedsel vir julle siele wees, maar mag dit julle wakker maak as julle slaap. Mag julle weer eens besef hoe belangrik liefde is. Mag julle werk aan julle liefde vir God en vir julle naaste en mag julle liefde in julle werk uitleef. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week geniet. En as dit die Here se wil is, kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord met mekaar om meer van hom te leer. Maar tot dan mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees en mag God julle seën. Shalom.